Goeiemôre vriende, broers en susters by vanoggend se erediens. Dit is vir my 'n groot voorreg om weer opnuut met u te praat oor God en sy wonderlike evangelie. Vandag, saam met die kerk reg oor die wêreld, herdenk ons die uitstorting van die Heilige Gees. Vandag is Pinkster, 50 dae na Christus se opstanding uit die dood, ontvang ons die grootste geskenk, die Heilige Gees wat ons vertroos en versterk in die geloof, wat elke dag in ons, deur ons lei in die geloof. Vriende, broers en susters, dis my gebed en my hoop dat elkeen van u vandag in die geloof versterk sal word deur die werking van die Gees. Dis my hoop en my gebed dat ons weer moed en hoop sal ontvang in die hand van die Here. Vriende, ek gaan nou vir ons die fotum en die seëngroet uitspreek en dan direk daarna gaan ons geloof bely. En ons gaan spesifiek bely, ons glo in die Heilige Gees. Vriende, ontvang nou die fotum en die seëngroet van die Here. So sê die Here, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons bely nou ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, vriende, broers en susters, vir vandag se Pinkster erediens lees ons 'n teksgedeelte uit Galasiërs 5. Galasiërs 5 vers 13 tot en met vers 26. Aangrypende bekende teksgedeelte, die teksgedeelte waarin Paulus natuurlik ons vertel van die vrugte van die Gees. Die opskrif wat die vertalers vir hierdie teksgedeelte gegee het is die Gees van God en ons sondige natuur. Hoor wat skryf Paulus aan elkeen van ons, en mag die Heilige Gees hierdie woorde lewendig in ons harte maak. Julle broers en susters is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie. Maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle buiten verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soog vir die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusie, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle vroeër gewaarsku het.
wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God in erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of mekaar afgunstig wees nie. Gemeente, ons lees net tot sover. Gelukkig is die wat die woord van die Here hoor en daarvolgens lewe. Gemeente, vriende, in vanoggend se erediens, soos elke erediens, bely ons geloof. Dit is 'n wonderlike geleentheid en 'n belewenis wat ons vertroos, versterk en bemoedig wanneer ons hierdie woorde uitspreek. Ek glo in God die Vader. Ek glo in Jesus Christus. Ek glo in die Heilige Gees. Maar het julle agtergekom wanneer ons die apostoliese geloofsbelijdenis opsê, dat die belydenis hoofsaaklik fokus op God die Vader en op Jesus Christus, sy Seun en ons Verlosser. 'n kort sinnetjie word daarop gewy dat die Heilige Gees aan ons gegee is. Dit sê spesifiek, ons glo in die Heilige Gees. Nie minder nie, nie meer nie. En ek is daarvan eintlik oortuig dat ons juis as gevolg hiervan baie min aandag aan die werking van die Heilige Gees gee. Dis nie net beperk tot die apostoliese geloofsbelijdenis nie. Ook wanneer ons kyk na die Heidelbergse Katekismus, sien ons dat die Heidelbergse Katekismus eintlik baie min fokus op die werking van die Heilige Gees. In die reformatoriese tyd het die Heidelbergse Katekismus tot stand gekom om die ou Rooms-Katolieke te leer van wat dit beteken om as 'n reformatoriese gelowige te glo en te leef. En so is daar 52 sondae opgestel, so sondagskool. En op elkeen van hierdie sondae is iets nuuts van die geloof aan hierdie Rooms-Katolieke verduidelik. Hoeveel sondae dink u is gewy aan die werking van die Gees? Slegs 1 sondag. Slegs Sondag 20 fokus op die werking van die Heilige Gees. Op Sondag 20 van die Heidelbergse Katekismus vra die Katekismus, wat glo jy van die Heilige Gees? In vanoggend se prediking wil ek presies dieselfde vraag ook aan julle stel. Wat glo jy van die Heilige Gees? Waarvan is jy oortuig? Wat verstaan jy van die uitstorting van die Heilige Gees? Hierdie vraag gaan ons vandag probeer beantwoord aan die hand van Galasiërs 5. Hierdie vraag, wat glo jy van die Heilige Gees, is eintlik nogals 'n moeilike vraag. Gelowiges verskil van mekaar hiervan, kerke verskil van mekaar in hierdie opsig. Juist daarom is daar ook so baie verskillende kerke, omdat hulle oor die werking van die Heilige Gees verskil. Die Heidelbergse Katekismus wat vra, wat glo jy van die Heilige Gees, beantwoord hierdie vraag eintlik op 'n baie kosbare wyse. Wanneer hulle die vraag stel, antwoord hulle in die eerste plek dat die Gees deel maak van God drie-enig. Tweedens stel dit dat hierdie einste Gees aan elkeen van ons gegee is wat glo in God drie-enig. Verder sê die Heidelbergse Katekismus dat die Gees ons inspireer tot geloof. Omdat ons tot geloof geïnspireer is deur die werking van die Gees, kan ons ook oortuig wees van Jesus Christus. Die Katekismus sê verder dat hierdie Heilige Gees ons vertroos in elke dag en in ons lewe. En laastens, en dit is vir my 'n groot troos in die lewe, sê die Katekismus dat die Heilige Gees met elkeen van ons is, elke dag.
Vriende, daar is egter ook 'n teenkant van al hierdie stellings. Daar is ook 'n teenkant van die munt. Ja, ons ontvang die Heilige Gees. Ja, ons leef deur die Heilige Gees. Die Gees wat deel maak van die drie-eenheid. 'n Gees wat ons inspireer. 'n Gees wat met ons is. 'n Gees wat ons vertroos. 'n Gees wat ons met geloof vul. Maar ten spyte daarvan dat ons die Heilige Gees in ons harte het en in ons verstand, bly ons mense wat God teleurstel. Bly ons mense wat steeds sondig. Mense wat steeds uitgelewer is aan hulle sondige natuur. Ja, ons het die Gees ontvang, maar tog leef ons baie keer sonder liefde. Baie keer liefdeloos teenoor God en teenoor ons naaste. Dit is juist hoekom Galasiërs 5 geskryf is. Spesifiek vers 16 van ons teksgedeelte. Ja, julle gelowiges, julle die Heilige Gees ontvang. Maar juist daarom moet julle nou julle lewe deur die Gees laat beheers. Ja, julle die Heilige Gees ontvang. Daarom moet julle nou julle sondige natuur oorwin en moet julle met liefde teenoor mekaar leef. Dit is ongelooflik moeilik. Dit is 'n ongelooflike groot uitdaging. Nie net vir ons nie, maar ook die eerste gelowiges wat deur die Heilige Gees geleef het. Vriende, ek en jy lewe deur die Gees. Laat ons onsself nou deur die Heilige Gees lei. Laat ons nou ons lewe deur die Heilige Gees laat beheers. Wat sê Paulus aan die eerste gelowiges in die gemeente in Galasië? Om hierdie teksgedeelte ten volle te verstaan, is dit vir ons nodig om 'n bietjie meer van die konteks te begryp. Die gebied Galasië was aan die noorde van Israel. En daar was spesifiek 3 stede: Iconium, Derbe en Lystra. En vriende, Paulus het 'n omsendbrief geskryf aan die gemeentes in hierdie dorpe en stede. Dit noem ons die brief aan die Galasiërs. Dit is 'n brief wat soos 'n omsendbrief gestuur is van een gemeente na die volgende gemeente. En dan is hierdie brief aan die gemeentes voorgehang. Die gemeentes het hoofsaaklik uit 2 groepe mense bestaan. Die Jode wat na hierdie gebiede verhuis het en uiteindelik die Christelike geloof aangeneem het. Maar daar was ook 'n tweede groep, heidene, mense wat voorheen in afgode geglo het, wat tot inkeer gekom het en bely dat Jesus Christus die Here is. Oralste waar Christelike gemeentes tot stand gekom het, was hierdie Joodse Christene en heidense Christene saam en in een gemeente. Jy kan jouself verbeel wat 'n konflik daar ontstaan het tussen hierdie 2 groepe Christelike gelowiges. Die Joodse Christene het natuurlik gesê, julle heidense Christene, julle moet besny word. Julle moet glo in die wet van Moses. Julle moet hierdie wette nougeset navolg. Die heidense Christene het daarteenoor weer gesê, ons hoef nie besny te word nie. Nee, ons is bevry van die sonde en die skuld deur die sterwe en opstanding van Jesus Christus. Ongelukkig het hierdie heidense Christene baie keer dit as verskoning gebruik om losbandig te leef, om te leef soos wat jy wil. Jy kan jouself indink wat 'n konflik tussen hierdie 2 groepe ontstaan het. Juis daarom skryf Paulus dan hierdie teksgedeelte. Julle wat mekaar buiten verskeur, leef steeds deur die Gees. Julle wat die risiko loop om mekaar geheel en al soos honde te verskeur. Julle moet julle lewe deur die Heilige Gees laat beheers. Eers wanneer julle lewe deur die Heilige Gees laat beheers, dan sal daar 'n stuk vrede, 'n stuk harmonie
in hierdie gemeente na vore tree. Wat sê Paulus dan spesifiek vir hierdie gemeente? Wat sê Paulus dan vir hierdie Joodse gelowiges wat so vashou aan die besnydenis en aan die wette van Moses? Wat sê Paulus aan hierdie heidense gelowiges wat hulle nuutgevonde vryheid, hierdie nuwe genade gebruik as verskoning om losbandig te leef? Hy sê vir hulle in Galasiërs 5 spesifieke goed. In die eerste plek sê Paulus aan hulle: julle wat die Heilige Gees ontvang het, julle is tot vryheid geroep. Moenie hierdie vryheid misbruik om sonde te doen nie. Met ander woorde, vriende, dit is iets wat ook van toepassing is op elkeen van ons se geloofslewe. Julle het deur Jesus Christus genade en liefde ontvang. Jesus Christus het die sonde op sy 2 skouers geneem. Jesus Christus het gesterf en het opgestaan uit die dood. En omdat Christus julle tot 'n nuwe verhouding in God gelei het, omdat julle nie meer onder die oordeel en die straf van God leef nie, is julle nou vry mense. Vry om in 'n nuwe verhouding met God te leef. Julle is nie meer vasgeketting aan die kettinge van die dood en die sonde nie. Julle is nie meer geketting aan die kettinge van die wet van Moses nie. Maar julle lewe nou as vry mense in verhouding met God. Maar moet dan nie hierdie nuut gevonde vryheid gebruik as verskoning om verkeerd te doen nie. Amper asof julle sê, ons het nou genade en vergifnis ontvang. Nou kan ons maar leef soos wat ons wil. Nee, dit is glad nie wat Paulus sê nie. Juis omdat julle hierdie vryheid ontvang het, juis omdat julle genade en liefde ontvang het, moet julle nou uit dankbaarheid volgens die werking van die Heilige Gees leef. Moet julle juis reg leef in die oë van die Here. Die tweede ding wat Paulus aan hierdie gemeente sê is net so aangrypend. Julle wat nou die Heilige Gees ontvang het, julle wat sê julle leef deur die Heilige Gees, julle moet mekaar lief hê soos wat julle God liefhet. Die groot gebod, wees vir God lief soos wat jy vir jou naaste lief is, soos wat jy vir jouself lief is. Hierdie gebod moet steeds diep spore trap in hierdie gemeente. Aangrypend, vriende, dat Paulus dit juist sê vir 2 groepe mense in 'n gemeente wat besig is om met mekaar te beklei. 2 groepe mense waar daar konflik is. Vir die mense sê hy, julle moet deur die Gees leef, en wanneer julle deur die Gees leef, moet julle vir mekaar lief wees. Net so waar vir ons gemeentes vandag, net so waar vir ons families, gesinne, selfs vir ons werksomstandighede. Wanneer ons bely, ons leef deur die Gees, moet ons ook terselfdertyd lief wees vir mekaar. Paulus gaan verder, vriende. Hy sê dat julle wat deur die Gees leef, julle moet daadwerklik en bewuslik veg teen julle eie menslike natuur. Julle wat deur die Gees leef, moet veg teen die sonde. En dan noem Paulus dit baie spesifiek op die naam. Hy skroom nie weg van die oortredinge wat plaasvind in hierdie gemeente nie. En hy noem dit, hy sê, julle wat deur die Gees leef, julle kan nie meer onsedelik wees nie. Julle kan nie meer onrein wees nie. Julle kan nie losbandig leef of in julle self skuldig maak aan afgodsdiens nie. Julle kan nie julle skuldig maak aan towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusie, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge nie. Lees ons van hierdie goed, maak dit ons ook skuldig voel. Want ons besef, dis nie net hierdie eerste gemeentes wat hulle self skuldig maak hieraan nie, maar ons maak onsself ook skuldig aan hierdie goed. Hoeveel keer leef ons nie onsedelik of onrein nie? Hoeveel keer is daar nie woede of rusie of haat of vyandskap in ons lewe nie? Hoeveel keer leef ons nie met afguns of uitspattigheid nie? En die ironie is, ons sê ons lewe
deur die Heilige Gees. Ons bely dat ons die Heilige Gees op Pinksterdag ontvang het. Ons bely dat ons wat gedoop is, leef deur die Heilige Gees. Maar hoeveel keer maak ons onsself nie skuldig aan hierdie dinge nie? Paulus sê ook vandag vir ons wat die Heilige Gees ontvang het, moet daadwerklik besig wees om hierdie dinge in ons lewe te bestry. Ons moet hierdie dinge nie net in ons lewe nie, maar ook in ons gesinne, in ons families, in ons gemeenskap, in ons kerke bestry. Ons moet daadwerklik besig wees om ons eie sondige natuur, ons eie sondigheid te oorwin. In die 4de plek sê Paulus, ja, julle wat deur die Gees lewe, julle moet julle sondige natuur bestry, maar ook terselfdertyd moet julle die vrugte van die Gees sigbaar maak. Julle het die Gees ontvang, maar dit moet ook sigbaar word dat julle deur die Gees leef. En die vrugte van die Gees, sê hy, is eintlik baie eenvoudig, baie bekend. Is liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Leef ons deur die Gees, moet ons hierdie gesigte van die liefde, hierdie verskyningsvorms van die liefde, toon aan onsself, aan ons naaste, aan ons vriende, ons medegelowiges, maar ook dit toon aan die man op die straat, die persoon wie ons nie ken nie. En laastens sê Paulus, julle wat die Gees ontvang het, julle wat julle lewe deur die Gees laat beheers, julle moet met hoop leef. Wat beteken dit om met hoop te leef? In tye soos die, tye van siekte, van pandemie, tye waar die wêreld tot stilstand gekom het, is baie maklik om die hoop te verloor. Dit was ook so die geval vir die eerste gemeentes, gelowiges wat vervolg is. Dit was ook die geval dat hulle sonder hoop begin leef het. Maar Paulus sê, julle wat die Heilige Gees ontvang het, julle ontvang geloof, julle word ook versterk in die geloof. En ook baie belangrik, die Gees skep ook hoop in julle harte. Gryp hierdie hoop aan, lewe deur hierdie hoop, en maak dit so dat hierdie hoop nie net julle verwagtinge vir môre verander nie, maar dat ook die hoop wat lewendig is in julle harte, ook die hier en nou transformeer. Wanneer ons met hoop leef, vriende, broers en susters, glo ons dat môre beter as vandag sal wees. Maar ook terselfdertyd verander hierdie wete dat môre beter is as vandag reeds die hede hier en nou. Hoop maak dat ons met 'n vaste wete glo en vertrou in die dinge wat ons nie kan sien of aan kan vat nie. Dit verander ons ganse wese, ons manier van dink, ons manier van glo, ons manier van praat, ons manier van uitgaan in die wêreld. My vriende, my broers en susters, lewe ons op hierdie wyse deur die Gees. Laat ons ons lewe deur die Gees beheer en lei. Behoort ons hierdie 5 dinge sigbaar te maak in ons lewe. Ons moet nie ons vryheid misbruik om die verkeerde dinge te doen nie. Ons moet lief wees vir mekaar, ongeag van die dinge wat ons aan mekaar doen. Ons moet, wanneer ons deur die Gees leef, ons sondige natuur oorheers. Ons moet elke dag daarteen veg en beklei. Wanneer ons deur die Gees leef, en ons lewe deur die Gees laat beheers en lei, lewe ons en maak ons die vrugte van die Gees sigbaar. En belangrik, vriende, wanneer ons deur die Gees lewe, lewe ons met hoop. Wanneer mense dan na ons kyk, wanneer mense ons doen en laat in die lewe sien, en hulle sien hierdie fasette van ons geloofslewe sigbaar word, kan hulle met sekerheid sê, maar hierdie persoon is nie net 'n kind van Here nie, maar hierdie persoon leef ook deur
deur die Gees. Hierdie persoon het die Gees ontvang. Ons hoef nie in tale te praat nie. Ons hoef nie te profeteer of wonders te verrig nie. Ons hoef niks vreemds te doen nie, vriende, om aan die wêreld te wys, ons het die Gees nie. Nee, ons moet maar net met hoop leef, met liefde leef, ons sondige natuur onderdruk en ons vryheid nie misbruik om verkeerd te doen nie. En wanneer ons op hierdie wyse leef, vriende, sal die wêreld baie vinnig besef, ons is geesvervulde mense. Hoe aangrypend is dit nie, wanneer mense ons gemeente, ons as gelowiges aanskou en sê, maar julle maak 'n verskil, julle het 'n impak op die wêreld. Julle is werklik waar kinders van God, geesvervulde mense. Ons gaan in die weke wat volg, vriende, broers en susters, die tyd van Pinkster in. Ons gaan in die weke wat volg juis fokus op die werking van die Gees en wat dit beteken om as geesvervulde mens te leef. In die weke wat volg, vriende, gaan ons ook fokus daarop dat ons anders begin leef volgens die werking van die Gees in elkeen van ons harte. Mag ons dan in hierdie week wat kom, broers en susters, met die vaste wete glo en bely dat die Heilige Gees uitgestort is. Dat ons wat glo, ons wat gedoop is, die Gees ontvang. Mag hierdie teenwoordigheid van God in ons lewens ons vertroos en versterk. God is nie meer in die buitenste ruimtes nie. God is nie iewers te vreemd of net beperk tot kerkgebou nie. Nee, God is met elkeen van ons. Mag hierdie wete ons vertroos en versterk, maar mag hierdie wete ook ons manier van doen en ons manier van praat, ons manier van dink, inrig volgens die wil van God. Mag die Here ons met sy Gees hierin bystaan en ondersteun. Amen. Vriende, broers en susters, ek wil vra dat ons oë sluit. Kom ons bid saam. Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons glo met ons hele hart dat ons tydens die Pinkster die Heilige Gees ontvang het. Ons glo met ons hele hart, grote God, dat ons wat glo, ons wat gedoop is, die Heilige Gees ontvang het. 'n Gees wat ons versterk, 'n Gees wat ons bemoedig, 'n Gees wat ons vertroos, 'n Gees wat ook geloof in ons harte vestig. Ons glo, grote God, dat hierdie Gees wat ons ontvang het, ons help om met liefde te leef, om met hoop te leef. Ons glo, Here, dat hierdie Gees ons help om ons sondige natuur te oorwin. Ons glo dat hierdie Gees ons die vrugte van die Gees skenk. Mag ons as 'n boom wat by 'n vars waterstroom groei, soos Psalm 1 sê, hierdie vrugte toon aan die wêreld om te sien en te aanskou. Mag ons wat die Gees ontvang het, hierdie lewensenergie, hierdie lewensasem ook deel met ieder en elkeen. Mag die wat ons doen en late aanskou ook deel word van u beweeg in die wêreld, u koninkryk, u kerk. Mag ons vertroos en mag ons versterk waar ons ook al gaan, deur die werking van die Gees in elkeen van ons harte. Vandag op hierdie biddag, 'n dag waarop ons bid, nie net vir ons eie land nie, nie net vir ons kerk en ons gemeenskappe nie, maar vir die ganse wêreld. Bid ons, Here, dat u wysheid en insig sal bring, dat u mense sal vertroos en hoop sal gee. Ons bid, Here, dat u ook genesing sal bring in mense se harte, mense se gemoedere. Dat u genesing sal bring daar waar daar siekte is, daar waar daar 'n pandemie is. Ons dra ons leiers op aan u,
Ons dra ons dokters, ons susters, die navorsers op aan U. Ons bid, Here, dat ons op 'n dag weer terug sal kan keer na iets wat ons as 'n normaal kan beskou. Dat ons ook soos normaal weer kan voortgaan as kinders van U in hierdie wêreld. Mense wat deur die Gees leef. Dit bid ons, dit vra ons alles in die naam van die Heilige Gees, in die naam van Jesus Christus, deur die werking van God drie-enig. Amen. Vriende, broers en susters, ontvang nou die seën van die Here en mag u elkeen 'n wonderlike geseënde dag hê. Mag u besef dat ons vandag reeds deur die Gees leef, 'n Gees wat in elkeen van ons harte is. Mag dit ons ganse wese verander en transformeer. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en elkeen van die vrede gee. Amen. Gemeente, broers en susters, net so 'n paar opmerkings, so 'n paar afkondigings. Ek wil weer eens bedank vir al die skenkings wat ons ontvang het in die laaste week of 2. Ons het in die week wat verby is weer 'n donasie van R5.000 gemaak aan St. Mary's Kinderhuis. Dit is fondse wat ons van u as gemeente ontvang het en wat ons dan ook vir hierdie kinderhuis kan oorbetaal. Sonja Harms het my gekontak en gesê dit het net op die regte tyd gebeur. Dit was as ware 'n gawe uit die hand van die Here. Ek wil u ook aanmoedig om voort te gaan met u donasies in terme van kruideniersware, maar ook finansiële donasies. U besef baie goed dat die nood ongelooflik groot is, nie net in ons eie gemeenskap nie, maar ook landwyd. Die bietjie wat ons gee maak 'n reusagtige verskil in kinders se lewe. Dan tweedens, vriende, broers en susters, u het dalk gehoor dat ons president, meneer Ramaphosa, in die week wat verby is, die aankondiging gemaak het dat kerke van die 1 Junie weer kan voortgaan soos voorheen, maar mits dit geskied volgens die regulasies wat vir ons daar gestel is. Ons gaan vanmôre aand, maandag aand as kerkraad vergader en dan hierdie spesifieke nuwe regulasies bespreek en dan ook die besluit neem of ons dan met ons erediens gaan begin al dan nie. U weet baie goed dat party gemeentes, party kerke het gesê hulle gaan nie met kerk begin nie, terwyl ander weer gesê het hulle gaan wel begin. Juist daarom, omdat daar verskillende opinies in ons kerkraad is, gaan ons môre aand in detail die saak bespreek. Ons gaan ook direk na die vergadering dan terugvoer gee aan u as gemeente oor hoe die pad vorentoe gaan lyk. Ek wil egter vir u vra dat u per SMS of per WhatsApp vir my of vir Mariska sal laat weet dat u graag wil voortgaan met ons eredienste, met ander woorde eredienste by die kerkgebou. En ek wil ook weet indien u gelukkig is met ons huidige internetbediening. Indien u vir my op die wyse kan laat weet wat u gevoel is oor die pad vorentoe, kan ons met meer stemme ook dan praat by môre aand se vergadering. Die laaste opmerking wat ek wil maak is dat predikante dan ook nou beskou word as noodsaaklike werkers en ek het Vrydagmiddag my permit ontvang as noodsaaklike werker. So dit beteken ook uiteindelik dat ek as predikant u kan besoek en juist daarom wil ek u vra, indien daar groot nood is, indien daar krisis is, moet u nie skroom om my te kontak nie. Ek het 'n permit en ek kan vry beweeg op die oomblik en ook selfs in die aande, omdat daar nou nie meer beperkings is oor die tye waarmee ons kan beweeg nie. Met dit alles in ag geneem, vriende, môre se vergadering en ook die reëling dat ek nou as noodsaaklike werker kan funksioneer, wil ek u dan laat en wil ek dan ook bid en hoop dat u dan 'n geseënde wonderlike dag het en hopelik kan u dit saam met gesin spandeer en ook in die week wat volg mag dit 'n geseënde geesvervulde week wees. Ek sien ook baie daarna uit om met u te praat Woensdag met ons oordenking, ook dan die Sondag wat kom. Vriende, mag u dan 'n wonderlike dag verder hê. Totsiens.